kalmeermiddel. Wel, ek bevrees ons sal maar vandag hier moet hou. Die bestuurder van die ander motor is hospitaal. Waar kry jy hierdie goed? By my. Laat gebruik jy al hierdie pille. Dit was die eerste keer. Hoekom? Sê ons net dit aan net, hoekom? Ek was ontsteld oor iets. Want jy was ontsteld toe begin jy dwelms gebruik. Dis die waarheid, pa. Waar kry jy hierdie pille vandaan? En dokter later gaan sy kamers gesteel, nee. Hy het dit vir my gegee. Hy het gesê dis 'n kalmeermiddel. Naampa. Nou, Dardus. Ek dog julle bly die hele nag by die rivier. Ek is hier net te sommer besluit om agterna te gaan fliek, pa. So. Nee, ons was sommer veldfliek toe, pa. Aha. Nag, pa. Nag, Dardus. Vertel my hoe jy het gedoen het. Of gaan nie hof teen jou getuig. Jy weet goed, ek kan nie daai tablette vir jou gegee nie. So ek hoef net in die hof te noem en jy's in jou peekie in. Jy sal dit nie doen nie. Dit is net waar jy die fout maak. Ek sal. Jy haat my, nee. Nee, ek haat jou nie. Dit is veel erger as dit, ou Karl. Ek voel vere vir jou. So jy kan besluit wat jy wil doen. Of jy vertel my hoe jy die boeke gekook het. Of ek gaan praat. En dan kan jy wat my betref in die tronk gaan sit. Dag net hier, Klaas, ek gaan net met dokter praat, hoor. En wat soek jy hier? Ek werk hier. Nadat jy die dokter se pille gesteel het in die hofsaak en alles. Dit het niks met jou te doen, jou ou skinderbek. Wie's jy om so met 'n ou mens te praat, jou klein dief? Ek hoop hulle sluit jou vir altyd op en gooi die sleutel in die dasbin. Nou? Wat gaan nie aan? Ek wil met jou praat, Dan. Alleen. Die klein heks. Gaan my kind tante vir haar oordentlike vraag. En wie wat sê sy vir tante? Jou ou skindelbek. Sy vir alle mense. Ag nee, my kindjie met haar laat loop, sy doen nie jou besigheid goed nie.
En die mense praat. Dis 'n vreeslike skandaal. Die hele dorp is in opstand. Ag nee, mense, maar julle moet sulke mense ophou nie, my kind. Jy weet mos wat sê die spreekwoord? Meng jou met die semmels en die varke vreet jou. Wat is dit, weet jy? Sit neer. Ekskuus. Ek is seker tante het nie net gekom om hierdie storie te vertel nie. Nee, my kind. Tante lê die hele nag aan jou en dink. En weet jy toe ek nou vanoggend opstaan, toe dink tante, vandag is nou die dag wat ek nou vir Boetie gaan daai dingetjies by sy oorlede ma se flat gaan uitsort. O, haar klere kan nie so hang nie, my kind. Die motte, dit is te verskriklik. En as iemand nie nou omsien daarna nie, dan sal wardrobe môre oormôre net alles gate. Los uit. En Boetie, en toe dink tante nou, as jy nou vir my die sleutel gee, dan kan ek nou die dingetjies gaan doen daar. Jy weet, die ou goed apart sit en die nuus, en dan's dan mos die ou klein dingetjies wat 'n mens nou maar altyd vir die kerk gee, né? Ag, tante gee nie om dit vir jou te doen nie. Tante beskou dit as haar Christelike plig om te help net waar sy kan. Dankie, tante. Boetie. En wat nou van die soukhuis? Kan tante nou maar oor die broer se soukhuis vat? Goed, tante kan dit maar kry. Ag, dankie my kind. Tante het geweet jy sal vir haar laat toekom wat sy verdien. Een ding wil ek net vir jou sê. God slaap nie. Ja, en onthou jy dit ook maar, hoor. Loop nou mooi hoor, moet dit nie stamp nie. Dan kyk jy hier by die lorry as jy lief kom, hoor, wees te sagtig. Dis 'n glas breekpost te kom geld. Jy reg daar. En nou, wat is hier aan die gang? Steek jy alweer jou nuus aan al mense sake? Dani het vir my die soukhuis gegee. Het jy so vragtig waar dit by hom afgebeur? Tel jou woorde, Salie, ek laat my nie belastig nie. Klaas, kom maar ons die goed hier reg skuif. Jy kan ook my help hier. Jy sal nie doodgaan af Nee, nie. dankie. Ek maak my nie skuldig aan medepligtigheid nie. En al hierdie bokse? Dis klere en goed van Olie Elsa wat na die kerk toe gaan vir die armes. O, so. Die armes gaan nou met Tasa rondloop. Koba, ek gaan nou vir Dani bel. Nou. Jy is besig om hom rot en Kali uit te dra. Ek gaan hom nou bel. Nee man, los die ding net hier. Olie Elsa het vir my beloof 3 weke voor sy dood is. 3 weke. Sy het 'n gevoelendheid gehad en toe sê sy vir my, Koba, sê sy, as ek te sterwe kon, dan haal jy hierdie pels vir jou, dis joune. Dit lieg jy. Ek gaan nou vir Dani bel. Klaas, kom dat jy die ander bokse oplaai, dus kan ry. Hierdie nooit meer moeilikheid maak, jy kan mos sien, hoor. Dok, hier is jou register. Kan ek jou 'n bietjie alleen spreek asseblief? Goed, kom ons stap saam buitekant toe. Jou register lyk in orde, dokter. Maar sê my die bellekons wat jy aan juffrou Colleen voorgeskryf het. Skedule 7, hè? Ja, Soos byna soos morfine. ja, dit is. Is dit nie taamlik 'n sterk goed om vir 'n pasiënt voor te skryf wat net aan slaaploosheid ly nie? Sy het 'n taamlike probleem gehad. Dink u nie 30 tablette is 'n bietjie baie nie? Meneer Meiburg, is my professionele oordeel onder die vergrootglas of die juffrou se ongeluk? Jammer, is heeltemal reg. Maar net 'n bietjie gewonder oor hy voorskrif. Nou ja, in elk geval as daar iets is wat ek wil weet, sal ek weer kom vra. Dankie. Jy's 'n regte busybody. Wat ek hier doen het niks met jou te doen nie. Toe maar, ons sal nou hoor. Ons sal nou hoor. Dani! Boetie, hier kom tante jou oor die ma se klere haal om te pres en skoon te maak. En sy sal die skoonwinkel dan so wrintig waar haar nie vir tante beskuldig van diefstal nie. Koba, van wanneer af pres 'n mens nou 'n pelsjas? En die silwer, waar is dit? Seker ook in 'n boks. Maar maak op wat ek kan sien. Beskuldig jy nou ook vir tannie? Nee, ek beskuldig niemand nie.
Wil kyk of daar dalk 'n misverstand was wat ons ooreengekom het nie. Ja, sien jy Sal, die misverstand sal daar wees. Ons is almal mense, ons maak almal foute, maar jy het my uitgeskel vir kriminaliteit en is lastig en jy het dit gepleeg. Maak oop die bokse. Nee, so laat ek my nie beledig nie. Klaas! Tel die bokse af en draai die huis. Ek kan myself pres. Al die bokse hoor, Klaas, die laaste een. Net die soukers die los gee want die dokter vir my gegee het. En daai silwer ook. Ek wil dit nog gaan oppolis het, maar ek kan het nou maar self doen. Toe, vat af die bokse. Verskoon my, ek gaan dit gebel. Giftige klein adder. Hallo Jenny Visser. Hallo Jenny. Vreemdeling. Ek wil jou graag sien asseblief. Okay. Jy lyk ongelukkig. Het iets oor jou lewe geloop of wat? Wat met jy? Jenny, ek kan nie aanhou met hierdie verhouding. Hoekom? Jy weet hoekom. Is dit oor die dag by die rivier? Ja. Jou gewete pla jou. Ja. Dankie. Ek het gedog ek gaan met 'n volwasse groot mens uit. Nou sien ek jy sommer maar nog net 'n ou seentjie. Wel, seentjie, gaan speel met jou albaster. Jenny, wag. Gee my net 'n kans om te verduidelik asseblief. Daar is niks om te verduidelik nie, dankie. Ek weet wanneer ek weggesmyt word. Jenny, asseblief. Gee my net 'n kans. Jenny. Weer is my opvoeding, Jenny. Ek weet ek het 'n skuldgevoel, maar ek kan nie anders. So jy impliseer ek het jou verlei? Ek het nie dit gesê nie. Ek het te veel gedrink, anders sou ek nooit so ver gegaan het. Jy het 1 bier gehad. Wel, ek moes nie. Wel, alright, vergeet dit. Vergeet alles. As liefde vir jou ewe skielik 'n skande geword het, het ek niks meer om vir jou te sê nie. Jy weet dis nie waar. Hardus, jou ma is dood toe jy 10 jaar oud is. Jy het 'n verwronge beeld van wat 'n vrou is. Jy wil almal op 'n pedestaal sit en hulle bewonder en teen alle kwade beskerm. En dan wil jy agter 'n toega gaan wegkruip teen 'n sondige wêreld. Jy het 'n verwronge beeld van wat godsdiens is, Hardus. Ek kan nie help dat ek so groot gemaak is, Jenny. My pa is miskien 'n bietjie oudtyds, maar hy het my respek vir 'n vrou geleer. En ek het jou respek geskok. Ja, dis wat dit is. Wel, Hardus, dankie. Dit was nice terwyl dit gehou het. Moenie kwaad word nie. Jy weet dis nie almal. O ja, ek het vergeet. Jy soek vir jou 'n vrou wat by die huis sit en koeksusters bak vir die vrouevereniging. Wel, Hardus, gaan soek vir jou so een. Is die bouing nog nie oor nie? Van wanneer af drink almal so vroeg in die oggende? Man, ek is 74 en as ek op 74 nog nie sleg geword nie, bly daar bitter min tyd daarvoor oor. Loop skink vir my 'n whisky, 'n sterke. En die whisky die tyd van die oggend? Dis vir my en ouma. En as jy dan nou al die drink gegaan het? Ouma's lus om haar oor te gee en ek drink op Hardus. Nou, weet jy vir my ook waarskynlik want met 'n spul dronk mense in dieselfde huis sien ek nie kans nie. Nou toe, vertel nou vir my wat aangaan. Hardus dink ek verlei hom. Hy dink vrye sonde. Dit is miskien nie sonde nie, maar dit kan baie sonde maak. Ek hoop jy het hom as sy peetjie ingestuur. Dit sal baie meer vat as net dit. Maar ek het net vir die rekord. Jy weet, Elaine, dis nou die ding wat vir ma geplaat van die eerste oomblik af. 'n Predikant moet nie so baie geld hê nie. Jy weet die ding van die naald in die oog so. 'n Predikant moet so baie geld, hy gaan sy prioriteite verkeerd kry. Jenny, kom kry nie vir jou dokter nie. Gentlemen. Kyk, vriend. As die dokter wil lieg oor sy meisie, is dit hulle saak. Ek wil nie daarvan weet nie. Wat my betref, het hy daai pille aan haar voorgeskryf vir 'n senuweekwa. Dis sy probleem. Dis hy wat met sy gewete moet saamleef. Al wat ek aan belangstel, is die ongeluk. En ek moet daar praat daaroor. Ek dink jy moet dit vir ons reël.
Hoe lyk dinge vir jou? Die kans is baie goed dat hy die swartskaap is. Maar nou ja, soos ek gesê het, jy weet, ek is miskien bevooroordeeld. Ek het ook dogters. Hoe gaan dit met die kinders? Baie goed. Jy weet, Bani is in standaard 9. Dion is eerste jaar en Jeannie 4de jaar. Maar sy sê iemand nie eintlik jou eie kind is nie. Jou vrou se dogter het haar eerste huwelik. Ja, maar sy kon net sowel my eie kind gewees het, weet jy, ek wens sy was. Sy gaan nie lank aan ons professie nie. Ek hoor sy gaan uit met 'n tokkelok. Hoe swaar is seker enige iemand se keuse om te trou met wie hy of sy wil. Ek gaan nie na pad staan as sy met 'n predikant wil trou. Ja. In elk geval, omskak. Hoe pas môreoggend jou? Dan bring ek net Colleen in jou kamers toe. Hoeveel pille het jy hierdie aand gedrink? 1. Enig iets anders? Drank? Ek het 'n glasie wyn gedrink saam met ete. Miskien 2, kan nie onthou nie. Was dit voor of na die pil? Voor die pil. Juffrou, het die dokter miskien vir jou gesê die pil kan jou affekteer? Ek wou gaan slaap, toe drink ek die pil. En toe onthou ek moet sigarette kry, toe ry ek kafee toe. Dis toe dat die ongeluk gebeur het. Ek sien. Juffrou, jy weet hulle gaan die distriksgeneesheer roep om te kom getuig. En ek dink dis absoluut noodsaaklik dat jy eerlik is. Jy moet sê, as jy meer as 1 pil gedrink het, 2 of miskien 3. As jy eerlik is, sal die landdros simpatiek wees. Maar ek vrees, as hulle kan bewys ons lieg of ons mislei die hof, dan het ons probleme. Ek is doodseker, dit was net 1. En 'n glasie of 2 wyn saam met die ete. Ja. Wel, Fred, dis die storie. Ek weet nie of jy nog vrae het nie. Nee, omskak. Jy het die juffie se telefoonnommer as ons haar dalk nodig kry. Ja. Juffrou, ek wil vir jou nog net een ding sê. 'n Ongeluk is 'n ongeluk. Jy kan nou ontspan tot jy môre in die hof kom, maar onthou net, as jy môre in die hof is, moet jy die waarheid praat. Dankie, meneer. Jy kan maar gaan, juffrou, ons sien jou môre in die hof. Dankie. Totsiens. 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 Wel, Fred, wat dink jy? Skalk, jy is die advokaat, nie ek nie. As jy my raad vra, sal ek sê praat oor die dokter ook. Hierdie hele saak gaan draai met pille. Kyk, is al 5 uur. Ek wonder of jy hom vanaand 7 uur na my huis toe kan bring. Mag ek skakel gaan hoor of hy beskikbaar is? Ja? Goed. Hallo Dan. Fred. Hoor is dit die advokaat? Ek wil graag 'n paar woorde met jou gesels. En ek wonder of ek jou nie vanaand kan kom oplaai nie. Dis te sê as dit jou pas. Hoe lyk dit, kan jy dit doen? Okay, Fred. En wie sê? Ons Skalk Visser. Okay, ek sien jou. Hallo, Jeannie. En nou, Arlis? Ek moet met jou praat. Die dokter klaar gepraat. Kan ek asseblief aankom? Jeannie, ek het net kom sê, ek is jammer. Ek het 'n fout gemaak. Ek weet nie wat my keer nie. Jeannie, ek is lief vir jou. En ek kan nie sonder jou klaarkom nie. Ek is regtig jammer oor gister. En jou skuldgevoel? Jeannie, ek is lief vir jou. En op die boot, was jy nie toe lief vir my nie? Dit was die eerste keer vir my. Ek was daarna so bietjie in mekaar.
Dan het ek ook rede om die mekaar te voel. En ek het gedink dis die wonderlikste ding in my lewe. Jenny, ek het nie hier toe gekom om met jou te beklei nie. Moenie so wees nie. Wat meer moet ek nog sê? Kom ons gaan buite. Ons kan nie hier praat nie. My pa kry mense. Jenny, ek gaan met jou trou al gebeur wat ook al. Ek was vergeet van gister. Jy my geswattery. Ek het baie daaroor gedink. Jy het regtig gekies. Ek teologie. Albei is te soek na die waarheid, is dit nie so nie? Jy rationaliseer. OK. Ek is net bly jy sien my nie meer as kompetisie nie. Jy lyk bekommerd. Is die visser al lankal advokaat? Hy is so 56 jaar oud. Gawe oomie. Wie sal van hom hou? Was hy eers 'n prokureur? Lank gelede. Hy is seker al 20 jaar in die balie. Ek sien. Jy moet hom ken, hy's 'n bekende in regskringe. Nee, ek ken hom nie. Hy sit op die stadsraak ook. Jy moet hom ken, man. In elk geval, jy sal hom nou sien. Goeienaand, ek is Fred Conradi, ons het 'n afspraak met jou pa. Hallo, kom en ek roep hom. En dit is daar later gaan. Aangename kennis. Aangenaam kennis. Ek's Bani Visser. Jy moet seker een wees wat in standaard 9 is, hè? Ja. Kom in. Ek sit so lank, ek roep gou my pa. Dankie. Ja, maar ek sien my 18 jaar. Hand Skalk. Dis dokter Lategan, advokaat Visser. Dan gaan we kennis, dokter. Sit. Ek is baie bly dat jy die tydjie kon inruim om met my te kom gesels. Dit staan in verband met mevrou Colleen. Ek skat Fred het jou ingelig oor môre. Ja. Nou die aand toe hulle haar gevang het, dokter, toe het jy aan die konstabel gesê dat jy die pille aan haar voorgeskryf het. Ja. Die hele saak gemôre draai oor daardie pille, dokter. Jy het haar blykbaar nie 'n voorskrif gegee nie. Jy het dit uit jou voorraad geneem en daar is dis nie dokumentasie nie. Ek verstaan nie. As ons in die hof staan moet ons bewys sê. Dis eintlik wat advokaat Visser vir jou probeer sê. Jy het vir haar net Colleen pille gegee. Dis wat jy vir die polisie gesê het, is reg so. Nou goed. Watse bewyse het jy dat dit so is? Dit staan op haar pasiëntkaart. En ek het ook op die register aangeteken. En die polisie was by my spreekkamer en hulle het die register nagegaan en dit was in orde. Nou goed, solank jy alles kan bewys wie jy in die hof kan getuig, dan is dit in orde. Maar ek het 'n storie gehoor, dokter, dat jy gelieg het oor haar pille. Is dit so? Ek het nie gelieg nie. Goed, dan aanvaar ek jou woord, maar ek wil net vir jou dit sê. As jy in die hof kom, praat net die waarheid, dan is jy veilig. Solank jy by die waarheid bly, is dit reg. Jy het seker baie goeie mediese redes gehad om die pille aan haar voor te skryf.
Ja, ek het. Nou, maar goed, dan gaan ons die besonderhede van die saak 'n bietjie nagaan. So. Die speletjie gaan aan, Annette. Ek het net iets kom soek vir. Hoofpyn. Haal die pil uit jou sak uit. Ek sê haal die pil uit jou sak uit. Sit dit op die tafel neer. Bel die polisie. Doen wat ek vir jou sê. Annette, doen wat ek vir jou sê. Dan, asseblief. Ek sal enigiets vir jou doen. Net nie die polisie nie. Asseblief, Dan. 1011. Toe! Ek wil met die stasiebevelvoerder praat. Sergeant, ek wil 'n verklaring doen. Ek wil 'n klag lê teen Dr. Dan laat te gaan.